Dis allemaal verder. Die wat so aan die binnenkant sit van die blokke het ek nie uitgekom nie. Johan Goeiemaand. Ooit ons al 2 jaar wat groet. Ek het een keer daar in die kring, was dit so 'n dinamiese preek, en ek sien een ou slaap, en ek slaan so op die kans, ek sê, Johan word wakker, maar al die was. Ag, nou ja, kom, ons gaan 'n lied of 2 saam sing. So, ons gaan 'n bietjie begin met 'n DVD, wat ons gisteraand al eintlik na ons gekyk het, maar hoor net 'n bietjie die baie mooi tema, People Need the Lord. Kom ons luister 'n bietjie daarna, en dan gaan ons daarna aan met Vlamlied, Gaan dan heen. Gaan ons weer die lied sing, hy is pragtig, maar al 15 verse weer. Dis was pragtig, ons het dit baie geniet, nee. So kom ons sing dit dan, en dan kom ons los die allereers vir Koninkryk dan uit, en dan kyk ons of ons kan uitkom by daardie die heilige heilige. Goed, kom ons luister 'n bietjie na die DVD, baie dankie. So net om onsself 'n bietjie voor te berei daar.
Kom ons sing dit keer die eerste vers, ons kon nie een sing, kom ons sing nog net die eerste vers. Dit lyk vir jy moet vinnig praat en vinnig asemhaal. Kom ons sing weer die eerste vers, druk baie dankie. Ons volgende lied, ons wil jy graag as die sending lied, om ons sing dit lekker saam. Anders kan jy verlaat. Baie dank. Ek wil gou vir die vraag, kom ons maak ons Bybels vanaand oop by Matteus 23. Matteus 23. En voordat ek saam met julle gaan bid, wil ek sommer net julle geheue ook verfris. Dit is nou al die hele hoofstuk wat ons gaan lees, maar ek dink ons moet net weer 'n bietjie hierna kyk, dit wat ons Sondagoggend hier in die kerk mekaar gesê het, en wat ons hier ontdek het, dat Jesus is vir baie mense nie meer die weg nie, daar is Christene wat skepties staan teenoor die geloof, en dan is daar ook wat werklinge wat skepties staan, maar gelukkig weet ons dis nie alwaarheid nie, maar ons het gaan kyk na die ongelowige wêreld, die konteks waarin ons beweeg. Ons het ook gaan sê dat hy vrot is van hebsug, die wêreld is vrot van hebsug, en dan ook korrupsie, en wetteloosheid, en moedeloosheid, en die mense van vandag wat in vrees leef, mense wat ook verwaarloos is. Dit was baie interessant, dat die persoon dan gesê het, fisies, psigies, en ook emosioneel verwaarloos. En ek dink as 'n mens net dink 'n bietjie in terme, dink 'n bietjie vinnig in terme van bepaalde meetingskomplekse, dink in terme van 'n binnestad. Hoeveel mense is daar geen versorging kry of genaam nie. So dan is dit baie waar. Dat ook gesê ons mense is aggressief, en baie aggressie. Daar's 'n groot mate van sedeloosheid. Dit het dan met baie fasette van 'n mens se lewe te doen, en ook 'n gebrek aan integriteit, en dan goddeloos, mense is goddeloos. Nou dink 'n bietjie terug aan gisteraand se boodskap, en ek moet vir die eerlikwaar sê, 'n mens is nooit klaar met 'n boodskap nie, ek wil dit nie net 'n preek doen nie, maar mens is nooit klaar met 'n boodskap nie, dit werk maar nog steeds met ons, en ek hoop jy is ook nog steeds daarmee besig, dis ook om mense op skrifte, dat 'n mens dit weer kan gaan deurlees, deurwerk en dit vaslê. Maar die mooi wat ons gisteraand gehoor het, dis my net weer treffend dat ons soveel van die Here Jesus kan leer. Dit is soos 'n paar kinders ook vanaand, dat die Here Jesus, hy het hierdie mense en die hele wêreld waarvan ons ook maar deel is, maar die Here Jesus het hierdie mense met liefde hanteer. Hulle sê dat mense kon sien dat hy wil deel wees van die skare, dat hy deel was van die sondaars, en dat hy sy skares wat hy moes toespreek, dat hy vir hulle lief was. Hy was vir hulle lief. Die tweede ding wat ons hieruit ook gesien het, dat van my gedagtes my daar in die steek laat, is die derde punt, maar dat die Here Jesus baie eenvoudig en baie prakties met hulle gepraat het of gepreek het. En die tweede punt, om julle te vertel, wat was die tweede punt op daai teks? Dat die Here Jesus Christus het hulle in hulle nood aangespreek, nee. Hy het hulle nood raak gesê, ons het hier gisteraand gesê, en dit is nogal iets om met wie jy selfs vir jou wil sê. Dat 'n mens dalk 'n bietjie na mekaar se nood luister. Dis dalk ook die rede, ek het ook net iemand gesê,